So ek weet jy wil dalk nie, maar like en subscribe anyway. Ek's Patrick Kennedy en ek lees die nuus sodat jy nie hoef nie. Welkom by Ag, se koppie kak. Bietjie oor die top. Maar in volle erns, maar sonder die vorm. Laat ons kyk na die hoop van wat ons het vandag. Dit is regtig te groot vir enige persoon om te kan vat. Okay, nee, maar rarig. Ons moet net eers kom by vandag se hooftrekke. Ons draf deur. Ek gaan kom met 'n nuwe formaat, weer eens. Selfde ou formaat seker. Maar wat ons gaan doen is, ons gaan net so in kyk na 2 of 3 hoofstukke. Dit gaan wees Guede Mental... Okay, waar gaan? Okay, so eerstens op, Guede Montage is aangekondig as die tydelike hoof. Cyril Ramaphosa is definitief nie gearresteer nie, net om te noem. Ek sal regtig graag wil 'n oomblik vat om te praat oor die Epstein-saak en die strooi wat aangaan daar in Amerika. Dan die strooi wat aangaan hierso, die sanksies teen ons, die tariewe, die nuutste ekonomiese slegte nuus vir julle. Als ons eie gedoente is. Dan deel van die nuwe formaat gaan ons kyk na blitsige gou ingeblits in. Gou ingeblits in stukkie. So dit gaan basies 10 punte wees wat ek net vinnig gaan deurdraf. Okay dan, so vir die van julle wat nie weet nie, het Mkhwanazi aantuigings gemaak laas week wat verskriklik ernstig is en basies 'n bomskok is tot die publiek. Ek dink dis baie goed dat ons eintlik manne van integriteit het. Ek dink soveel so dat dit het my geïnspireer om hierdie weer oor te doen laas week. So gaan kyk daai volle episode as jy wil meer details hê. Gaan kyk my Engelse kanaal vir die volle media briefing ding wat hy gehad het met die media. Verder is Mchunu nou op spesiale verlof geplaas. So dit beteken basies hy kry nog steeds al die geld, al die voordele wat hy normaalweg gekry het, behalwe hy hoef nou nog minder van sy werk te doen. Maar die goeie nuus is dat dit lyk of hulle wel gaan 'n parlementêre ondersoekliggaam instel. Ek hoop regtig graag. Dit vir Liam Jacobson, coach. Ja, ek sê Liam Jacobs. Gaan nog ons nog draak, so. Daar is my eierdobbe waarop ek probeer om nie te loop nie. Maar eintlik is dit vir die klankverdigting. So hierdie is daarom nou net eintlik so die Guede Montage ding is net tot Augustus. Dan gaan Firoz Kachalia oorneem. Hy is besig by Wits op die oomblik waar hy by gaan uittreë aan die einde van die maand. So dis baie tydelik, ons hoef nie te veel te worry oor enige gesprek rondom Guede nie. Niemand gaan hulle werk doen daar buitendien nie. Kom ons doen eerder iets positief en ons maak 'n publieke drive om vir Mkhwanazi minister te maak van polisie. Let's go ouens. Kom ons ondersteun die ouens wat dit verdien, die mense wat geregtig optree, die mense wat hulle, kom ons wees eerlik, lewens op die lyn sit vir ons land hierso. Want selfs deesdae in ons land is dit like my die go-to om net te verdwyn of doodgemaak te word, want ons is besig om daar te kom. Weet nie wanneer dit gebeur nie. Okay, maar ek sal meer in diepte ingaan met Firoz Kachalia op 'n ander keer. Vir nou, kom ons beweeg dan aan. There we go. Okay. Dan die Epstein-saak, dit is iets gruwelik. Asseblief, as julle nie weet wat hier aangaan nie, ons is nou nie Amerikaans nie, so ons kan nie veel doen nie, maar dit maak my baie bly om te sien die publiek is diep ontstel hierdeur. Hierdie ou is die leier van kinder-sex trafficking ring, wat basies die sterkste en rykste, mees bemagtigste mense in die wêreld laat tyd spandeer met puta, waar bly jy? Okay, so op die Epstein-saak wil ek net graag actually ek dink almal van julle weet nou al wat daar gebeur het. Dit is gruwelik. Laat mense hierdie doen in die eerste plek en dat hulle dink geld kan hulle laat daarmee wegkom. Ek is regtig bly om te sien dat die Amerikaners hierdie nie vat nie.
laat hulle vreeslik baie druk plaas op hierdie, want ja, ek weet nie, om een of ander rede het Trump gedink die mense gaan onnoosel genoeg wees as om aan te hou glo wat die volgende mense gesê het, rakende die nie bestaande lysie. The Epstein Black Book, like on day one. On day one, roll out the black book. Seriously, we need to release the Epstein list. FBI, they're reviewing, there are tens of thousands of videos. The DOJ may be releasing the list of Jeffrey Epstein's clients? Will that really happen? It's sitting on my desk right now to review. That's been a directive by President Trump. Hier is die hoof van die departement van, wat is het? Justice, wat is mense dit neem? Fuck. Wat noem mense justice in Afrikaans? Apparently gerechtigheid, ek wou dit sê, man, whatever. Die DOJ, Department of Justice van Amerika, How can you say that thousands of children were raped, but I'm not going to find out who raped them? Yeah. How can you say that? Who raped them? Where are the rapists? Like, why aren't they in jail? What? This For is the life. Department of Justice. Yeah, I don't I mean- want a revolution, but if you wanted a revolution, this is how you. so ja, net vinnig op 'n algehele punt op sy, is, ek wil hê ons moet regtig as Suid-Afrikaners begin daaroor dink, laat ons het mag as mense en ons kan regtig baie meer doen as wat ons doen. Ek bedoel in terme van protes, in terme van sosiale druk sit op die staat en die mense wat ons, dis nou nie onderdruk nie, dalk ons bietjie onderdruk, want ons is nou wit, maar ek bedoel meer ekonomies onderdruk, dis ons hele land, ek dink ons moet begin dink as Suid-Afrikaners, ek is bezig met 'n stuk oor Kenia, en hulle is bezig om revolusie te hê daarso wat nie gaan oor kultuur nie gaan oor etniese goeders nie gaan oor rasgoeders nie gaan oor geloof nie, maar gaan oor 'n generasie wat wil 'n verskil maak en wat wil uit met die oud en in met die nuut. En ek dink dis pragtig en dis die manier hoe ons dinge verander. So gaan ondersteun jou local ouens, gaan praat met mense, gaan wees positief en goedhartig tot jou mede Suid-Afrikaner. En ek sukkel seker met hierdie tussen die lyne te sê, maar weet jy, gaan praat met die ander kleuriges, moenie maak asof daar nie 'n grens is tussen ons en hulle nie. En dis meestal in gesprek. Anyway, aan ons eie lokale hoopie Suid-Afrika het nou definitiewe omtrent 40% tariewe op pad, sanksies wat ons tref, wat ons individue tref ook, wat maar dis daai individue verdien het definitief. Ons land kort dit, ek sê nie sê ons mense verdien dit nie, maar ons kort dit dalk net om ons 'n stoot te gee in die rigting van verandering en net ons oop maak tot wat eintlik aangaan en wat se sleg hierdie doen aan ons ekonomie. Ek praat nou van goedjies soos die Employment Equity Act wat ek ook hier so iets hieroor gedoen het in diepte, as jy wil gaan kyk. Maar weet jy, dis regtig, dis bloot onnoosheid en dis sleg vir ons almal. En die manier wat ons land bestuur word, kry nou baie meer aandag as ooit van tevore. En ongelukkig is dit negatiewe aandag, maar hierdie negatiewe aandag hou hierdie gesprek oop. So dis seker maar goed. Die slegte nuus is dat daar verskriklik baie werksverliese gaan kom, die rand gaan nog swakker word en ons is in vir die ding, maar ons kan deur hierdie druk en ons kan beter oorbou, maar ons gaan moet eers net hierdie ouetjie om. Right, vir vinnig ingeblits en okay, kom ons praat eerstens net oor die back and close siekte, dit versprei na die Vrystaat toe. Ons maak dan ja, ek weet nie wat om te sê nie, dit lyk of dit regtig heen en weer spil is hierso. Vleispryse lyk daarom nog okay-ish, ek weet nie hoe dit gaan lyk met die amper sê ek verbod, maar die verbode terrein in die oorseese FSA-markte. En goeie nuus, China het ook vir ons daarom geen tariewe gegee nie, maar let wel, China is nie op pad om in die volgende 10 jaar al die mark net oor te neem by ons nie en net alles te kry nie. Ek praat nog ons hulle baie op in daai video. Maak dit seker ons verstaan, ja,
Daar is massiewe vloede in Texas gewees. Soos, kyk net gou na hierdie. Ons praat van 15 tot 40 minute wat hierdie in plaasgevind het. Kyk net gou na hierdie. Kyk die tyd, ook daarbo. Okay. So daar is vreeslik erg. Trump het natuurlijk hierdie gebruik as 'n verskoning om die Epstein goedjies ook te ontken. That is unbelievable. Do you want to waste the time on asking a question on Epstein at a time like this where we're having some of the greatest success and also tragedy with what happened in Texas? It just seems like a desecration, but you go ahead. So net nou nog op die Epstein ding. Epstein is mos self dood. Daar's also 'n minuut van die footage uit. Learned from Bureau of Prisons was every night the video is reset and every night should have the same minute missing. Dis die mees blaatante ding ooit. Enige expert kan dit waarneem en het dit uitgewys en dis ook net wat ek ook net wil noem soos die is nie 'n uitsondering tot Epstein nie of tot Amerika nie of tot net die top 2000 mense in die wêreld nie, maar hierdie gebeur met enigiemand wat geld het, want daar is verbasend baie siek mense tussen ons. So asseblief beskerm jou dogter en ongelukkig kyk uit na wat jou man doen. Okay. Hierdie gang ding werk, dis ook pynlik. Andersins daarom ook, Mr. Beast. Kom ons kyk en gaan na 'n paar van hierdie statistieke. 23 miljoen bome. 33 miljoen ponde van rommel uit die oseaan uitgehaal. Wag, wat se ponde in kilogramme wees? 500,000 mense wat water gekry het van hulle wells af. $3 miljoen war refugees goedjies. As kies dat ek seker die boe praat. $3 miljoen na die oorlogse veterane toe. $1 miljoen se klere na mense in wat dit kort toe. 20,000 pare skoene. 3,000 mense wat weer kan loop, 1,000 mense wat in weer kan sien, 1,000 mense wat weer kan hoor, meer as 100 huise, meer as 100 karre weggegee, honderde honde gered, 3 eilande weggegee, 1 chocolate brand wat bietjie die kakao industrie verander en al hierdie nog in sy 20s. Sy vrou is Suid-Afrikaans, by the way. Sy amper vrou is Suid-Afrikaans. Ons doen nog ons goed, nee. Maar wel dan, baie mense sê dat hierdie is net vir sy ego of vir publisiteit en weet jy, dit is net so goed, want weet jy, al daai mense kry nog steeds al daai goed. So great werk vir hom, well done. Kyk hierdie weird ass robotte. Andersins ook, nog 'n verkrachtingssaak. Thomas Partey van Arsenal is blykbaar al van 2022 aan die verkracht by Arsenal, terwyl hy by hulle is. En hulle het ook geweet van hierdie saak, net so by the way. Hy het aangespeel tot nou toe, maar hy kry nou wat hy verdien, hopelik binnekort. Dan so gepraat daarvan, dis nou nie verkrachting nie, maar dit is bietjie
dodgy. Even with Akon City, people sometimes will write articles about, oh, this is not going to happen. Something like this could never happen in Africa. It's been 2 years. The construction hasn't started. I hear that all the time. We're building a city. You don't build a city in 24 hours. Akon City. Akon, is it Akon? Nah, broer, is 'n kans as 'n coin. Nee, maar so blijkbaar is het nou uiteindelik dood in die water. Ons kan dit nou laat gaan en ja, shame, ek het groot drome vir Afrika ook, so ek kan verstaan, daar is 'n klein moontlikheid dat hy nie net mense gevat het vir 'n ride nie, maar ja, dieselfde tyd moet ek maar soos hulle self sê, iets meer realisties kry. Andersins, daar kom groot veranderinge aan TikTok. Dis ietsie wat ons Suid-Afrikaanse mark baie van hou, sover ek verstaan. Ek hou nie van, ek ken nie TikTok nie. Ek gaan nie na TikTok toe gaan nie. Anyway, hulle het nou aparte apps, aparte platforms op die einde van die dag, vir Amerika en vir die res van die wêreld. Die algoritmes vir die Amerikaanse publiek gaan net meestal fokus op Amerikaanse verskaffers. Hey, ons gebruik nie meer sulke taal nie. Nou, ek was spontaan en ek hoop regtig nie ek word gecancel vir hom nie, want werklik ek is 'n Quest aanhanger en ek glo werklik in die gesegde ek is wit en jy is swart, maar so ek is lief Suid-Afrika almal, so moenie my cancel nie asseblief. Verder dan ook Amerika en Trump, yes, hier kan net nie uit die nuus uit bly nie, né? Trump gee vir Rusland 50 dae om met Ukraine 'n ceasefire om op te hou skiet daarso in Oekraïne. Kom ons kyk wat gebeur. Ek weet nie regtig waarmee kan hom dreig nie, maar ja, kom ons kyk. Ek sal dit heel moontlik daaroor praat in diepte later aan. Verder ook, hier kom nog 'n cancel 10.000 via. Israel skiet nog 'n klomp Palestiniërs. Nou, dit is mos natuurlik fyn vir almal so wat aan waarskynlik hierdie kyk. Ek jammer om nou teenoor te stry. Ek wil regtig eintlik meer aanhangers opbou. Maar blykbaar is dit okay solank mense moslim is om hulle dood te maak. Dit maak nie saak of hulle onskuldig is, honger is, of hulle opgeplaas is nie, of hulle in hulle 10.000e doodgemaak word nie. Ons kan stories opmaak en bom wie ons wil, want ons is Israel en Amerika. Okay, andersins, kom ons kyk na die goed wat Amerika doen. NASA ruimtevaarder neem hierdie waar en dit het eintlik werklik plaasgevind. So, ek is nie regtig seker wat dit is nie. Dit lyk soos van daai cool goedjies wat iemand vir jou baie mooi verduidelik in 10 minute. Jy verstaan al die pad deur en onthou niks daarna nie. So, ek gaan nie dit wat ek nie onthou probeer hier verduidelik vir jou om nie te onthou nie. As jy meer belang sal, asseblief gaan kyk nog meer. Alles is hier onder. Laat my weet wat julle dink van hierdie. Ek hoop dit vind daarmee 'n bietjie aanklank. Ek gaan binnekort ietsie bietjie meer ernstig en van die hart en verstand af praat. Ja, baie dankie vir luister. Ek waardeer dit en sien julle weer binnekort. Kyk uit vir my Kenia ding. Okay. Hierdie was die wonder van Afrikaans. Ons sien jou weer volgende keer.